Vandag sal ons die woord van God bestudeer onder die titel Die lewe van 'n Christen. Hoe moet ons as Christene ons lewe met die regte geloof uitvoer om 'n goeie voorbeeld te wees vir die bure in ons gemeenskap? Ons behoort die sout en lig van die wêreld te word, sodat elkeen wat ons optrede sien, sal begin dink dat hulle sekerlik aan die kerk van God behoort. Daarom vandag, kom ons vind uit watter soort lewe ons as Christene volgens die Bybel, die profete en God moet lei. Kom ons kyk na die leringe van die Bybel oor hierdie saak. Kom ons kyk eers na Jesaja hoofstuk 46. Vers 10 lees. Ek wat van die begin af die afloop aankondig, van lank gelede af dit wat nog nie gebeur het nie. Ek wat sê, my raadsbesluit sal standhou, alles wat ek wil, sal ek uitvoer. God het die einde van die begin af bekend gemaak. God het ons toegelaat om die dinge te weet wat nog moet gebeur en die werke wat hy sou bereik. Met ander woorde, beteken dit nie dat God alles van die toekoms weet nie. Kom ons sien nog 'n vers oor hierdie saak. Openbaring hoofstuk 22 vers 18. Ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor. Hier verwys hierdie boek na die Bybel waarna ons nou kyk. Dit sê, as iemand iets hieraan toevoeg, sal God die pla waarvan in hierdie boekrol geskryf is, aan hom toevoeg. En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem, sal God se aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem. Die rede waarom ons Jesaja hoofstuk 46 en Openbaring hoofstuk 22 lees, is omdat God, wat die einde van die begin af sien, het ons beveel om niks by te voeg of weg te neem van die Bybel nie. Ons verstaan dalk nie nou heeltemal hoekom God dit gesê het nie. Maar net so duidelik as wat ons mekaar se gesigte kan sien, sal die dag in die nabye toekoms kom wanneer ons sal besef hoekom God ons beveel het om die Bybel te volg. Die Bybel verduidelik duidelik die tipe lewe wat 'n Christen moet lei. Alhoewel baie die Sabbat en die Pasga as kosbaar beskou, met betrekking tot die leer oor die lewe van 'n Christen, twyfel en wonder hulle, is dit werklik 'n opdrag van God? Hulle beskou dit bloot as 'n morele of etiese les in die Bybel. Maar dit is nie. Hoe leer die Bybel ons om al die woorde van God te beskou? Ons moet niks byvoeg of wegneem uit die Bybel nie. God leer ons om sag en vriendelik te wees, sodat ons kan verander in die hemelse burgers wat met geregtigheid beklee. Sommige mense in die wêreld sê dalk, slegs dwaase is saggeaard en vriendelik. Wat is die nut daarvan om so te lewe? Wanneer dit egter die woord van God is, moet ons dit doen. Is alles wat God in die Bybel opgeteken het nie noodsaaklik vir ons verlossing nie? Alles in die Bybel is noodsaaklik vir ons om hemel toe te gaan. Wat van diegene wat nie in staat is om hierdie wil van God te gehoorsaam nie? Is dit nie hoekom God gesê het ons moet wedergebore word nie? As jy onsuksesvol is in jou eerste poging om hergebore te word, probeer weer. As jou tweede poging onsuksesvol is, moet ons 'n derde keer probeer. Byvoorbeeld, toe Thomas Edison probeer het om die gloeilamp wat ons elke dag gebruik uit te vind, het hy baie mislukkings teëgekom. Hy het tot God gebid nadat hy misluk het en gesê, ek wil graag lig aan die hele wêreld gee. Laat my asseblief weet wat verkeerd geloop het en gee my 'n beter manier om die gloeilamp te maak. Hy het aanhoudend so sonder rus gebid en God se hulp gevra. Uiteindelik het hy een van die onmisbaarste benodigdhede van die moderne samelewing uitgevind en hierdie donker wêreld verlig. Almal God, wat die einde van die begin af ken, het elke woord van die Bybel geskryf.
Hy het ons ook beveel om nie by te tel of daarvan af te trek nie. Daarom moet ons nie 'n enkele woord wat in die Bybel geskryf is, afskeep nie. Ons moet nie God se opdragte en bevele volgens die wêreldse standaarde van etiek en moraliteit ag nie. Die standaard van ons oordeel moet eerder op die woord van God gebaseer wees. Sommige mag sê, God het hierdie lering aan ons gegee sodat ons met ander oor die weg kan kom sonder om te beklei. Dit is nie 'n groot probleem as ons dit nie doen nie. Wanneer ons hierdie soort denke vergelyk met Openbaring hoofstuk 22, verse 18 tot 19, probeer hulle nie sê dat dit goed is om by te voeg tot of weg te neem van die woord van God nie. Wat sê die Bybel? God sal pla byvoeg in verhouding tot hoeveel by die Bybel gevoeg is. Die reg op die hemel sal weggeneem word van diegene wat woorde uit die Bybel wegneem. Almal, die rede waarom ons vroeër na hierdie verse gekyk het, was sodat ons hierdie soort ingesteldheid teenoor die woord van God kan verkry. Daar was sommige gevalle waar gelowiges deur mense in die wêreld gekritiseer is. Hy beweer dat hy in God glo, maar sy persoonlikheid is so rof. Hy is so selfsugtig. Sy gee nie om vir enigiemand anders behalwe haarself nie. Dit is natuurlik nie voorbeelde van ons Sion-lede nie. Ons kan baie gevalle sien waar mense negatief gepraat het oor diegene wat beweer dat hulle in God glo. Hoe kan hulle so optree terwyl hulle beweer dat hulle in God glo? Hoe kan daardie soort persone gelowige wees, wat nog te sê 'n titelhouer word? Dit laat my ongemaklik voel net om hulle so oor ander te hoor praat. Dit mag nooit onder ons Sion-lede gebeur nie. As daar enige wêreldse gebruike oorbly, moet ons dit in hemelse gebruike verander. Kom ons gaan na Matteus hoofstuk 5. Hoofstuk 5 vers 13. Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle watter soort dade, goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Kan ons hierdie woorde byvoeg of aftrek? Ons moet nie. Sommige mag dink, volgens daardie vers doen ek genoeg. Nee, ons moet nooit so dink nie, maar eerder die genadige leringe van God gehoorsaam net soos dit is. As ons per toeval nog enige onheilspellende dade of optrede het wat deur die mense rondom ons gekritiseer kan word, moet ons dadelik ontslae raak van al ons bose dade, goddelose gedagtes en selfsug van vandag af, met inagneming van God se woord. Hulle mag sien julle goeie dade en loof julle Vader wat in die hemel is. Laat ons almal stap vir stap met 'n volwasse geloof wedergebore word as die volk van God. Kom ons blaai na Titus hoofstuk 2. As ons Christene is, hoe moet ons ons lewens leef? As iemand sê, sy gedrag het nie verander nie, al het hy 'n gelowige in God geword, dan het ons gedrag God oneer aangedoen. Kom ons kyk na hoofstuk 2 vers 7. Stel jouself in alles 'n voorbeeld deur goeie dade, onvervalste leer en waardigheid, gesonde en onaanvegbare prediking, sodat 'n teenstander beskaamd mag staan en niks slegs het om oor ons te sê nie. Slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees, hulle tevrede stel, nie teenpraat nie, en om terug te praat is 'n daad van uitharting.
Ons moet dink hoe ons met wysheid kan praat in plaas van om terug te praat. Hier staan daar slawe, maar ons leef in die tyd wanneer daar geen slawe is nie. Is ons egter nie omring deur hiërargiese organisasiestrukture by ons werkplekke en in die samelewing nie? Tensy wat jou meerdere vir jou sê om te doen iets sleg is of teen die wil van God is, gehoorsaam asseblief met vreugde sonder om terug te praat. Vers 10. Dit sê nie steel nie. Dit is ook 'n lering van God in die Bybel vir Christene. Nie steel nie, maar toon dat alle betroubaarheid goed is, sodat hulle in alles die leer van God, ons Verlosser, aantreklik maak. As ons dit doen, sal mense dink, sekerlik, iemand wat hierdie soort lewe lei, kan 'n ware gelowige in God genoem word. Hulle is betroubaar en deeglik. Die Bybel leer ons om die leiding te neem om goeie voorbeelde te stel. Vers 11. Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense, en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. Daar is beslis 'n rede waarom God ons gevra het om hierdie soort lewe te lei, terwyl ons in hierdie wêreld leef. God vra ons nooit om iets sonder rede te doen nie. God sou ons nie vra om enigiets te doen wat nie met ons verlossing verband hou nie. Terwyl ons in hierdie wêreld leef, moet ons baie versigtig wees om nie een woord uit die 66 boeke van die Bybel by te voeg of weg te neem nie. Al het ons tot nou toe op 'n wêreldse manier geleef. Aangesien ons gekom het om God se woord te leer en te ken, moet ons dit nie van hierdie oomblik af prakties toepas nie. Vers 13. Terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus, hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid, en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Dit sê dat God al hierdie leringe en opdragte gee om vir hom 'n volk te reinig wat sy eie is. Almal is ons nie almal God se mense nie. Ons is God se mense en wat meer is, ons is ook God se kinders. God gee vir ons hierdie lering sodat ons God se eie mense kan word. Dan moet ons onsself onderskei van die mense van die wêreld wat nie volgens hierdie leringe leef nie. Sommige sal dalk vra, is dit nie reg om net moreel en eties te lewe sonder om in God te glo nie? Dit is nie oukei nie. As God se mense wat in die waarheid is, leer hy ons hoe om ons lewens te leef. Die Israeliete moes deur die woestyn gaan voordat hulle die land Kanaan binne gegaan het. Hulle het 40 lang jare in die woestyn deurgebring. Gedurende daardie tyd het God vir hulle sy opdragte gegee en hulle die belangrikheid van die Sabbatdag geleer en hoe om in gehoorsaamheid aan sy woord te lewe. God het dit gedoen sodat alles goed sou gaan met die Israeliete wanneer hulle die land Kanaan binne gegaan het. Deesdae, terwyl ons op die aarde leef, kan ons dink, mense om my is koudhartig, boos en onbeskof. Hulle is selfsugtig en gee net om vir hulself. Miskien moet ek net soos hulle optree. Mense van die wêreld behoort aan die wêreld. Maar aangesien ons aan die hemel behoort, moet ons volgens God se leringe lewe. God het vir ons gesê om die sout en lig van die wêreld te wees. Die rol van lig is om die duisternis terug te dryf en sout word as 'n preserveermiddel gebruik om te keer dat dinge bederf. Deur die kinders van Sion wil God hierdie korrupte wêreld suiwer. Om hierdie rede moet ons as Christene beslis so lewe. Ek hoop dat ons dit in hierdie tyd op ons harte kan inskryf.
Alhoewel ons God se bevele en wette al baie geleer het, lees asseblief die woorde oor ons lewe as Christene in Efesiërs hoofstuk 4. Om ons verlossing te gee, is daar baie lesse wat God aan ons gegee het. Alhoewel hierdie lesse in die Bybel is, sê sommige. Die Bybel is slegs 'n gids vir ons om ons daaglikse lewens te lei terwyl ons in hierdie wêreld is. Het dit regtig iets met ons redding te doen? Sulke woorde is onsin. Alles wat in die 66 boeke van die Bybel geskryf is, hou verband met ons verlossing. Dek die woorde van die profesie van hierdie boek en nie al die 66 boeke van die Bybel nie. Wat gebeur as iemand iets by hierdie boek voeg? Ons moet nooit ons eie opinies byvoeg nie. Kom ons doen ons bes om God se leringe te gehoorsaam en ons probeer om dit in die praktyk toe te pas. Terwyl ons dink, watter leringe het God ons gegee binne sy plan vir die redding van die mensdom? Kom ons gaan na Efesiërs hoofstuk 4. Hoofstuk 4 vers 17. Dit sê en bevestig ek dan in die Here, julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Beteken dit nie dat ons nie soos die heidene moet lewe nie? Vers 18. Hulle denke is verduister, hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is, deur die hardheid van hulle harte. Dit beteken, dit is die mense wat sekulêre lewens lei, doelloos rondswerf in die wêreld, geskei van God. Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle hulle self oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. En die Bybel vir almal sê dit, hulle altyd meer en meer wil hê, wat beteken dat hulle deur hebsug gedryf word. Gierigheid is selfsugtigheid, hulle altyd meer en meer wil hê. Vers 20, dit sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Daar is 'n groot verskil tussen die leringe wat ons ontvang het van die wat die mense van die wêreld ontvang het. Dit is omdat ons deur God geleer is. Moet ons dan nie die perspektief hê van God se mense as diegene wat deur hom geleer is nie? Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Vers 21. Julle het tog van hom gehoor en julle is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Ons moet ons ou manier van lewe weggooi, ons ou self, ons ou karakter, ons wêreldse gedagtes. Vers 23. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Eers dan kan ons almal die koninkryk van die hemel binnegaan. Kom ons gaan voort met vers 25. Daarom vir my, wat moet ons vermy? Vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wat moet ons doen? Raak ontslae van al hierdie. Vers 32. Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Almal, as die burgers van die hemel, moet ons so lewe. Dit sal onmoontlik wees om God se wil te volg as ons met mekaar stry of 'n hart vol woede en haat het.
Selfs al lees hierdie mense die Bybel, kan God se wil nie in hulle harte oorgelewer word nie. Hulle kan nie geroer word of geïnspireer word nie. Weereens kom ons reflekteer oor onsself. Daar is 'n duidelike rede waarom ons ons lewens so moet leef. Ons het 'n goeie rede om 'n godvrugtige lewe te lei. Ons moenie dink dat ons kan lewe soos ander mense doen nie. Weereens wil ek julle almal vra om nie deur die strome van die wêreld meegesleer te word nie, maar altyd vas te hou aan God se leringe. God het ook baie kosbare leringe oor gesinne gegee. Ek sien egter van tyd tot tyd sommige mense wat hierdie soort leringe maklik ignoreer weens hul eie perspektief en persoonlike gevoelens. Efesiërs hoofstuk 5 vers 22 lees. Vroue, wees onderdanig aan julle mans soos aan die Here. Dit is nie my eie gedagte of opinie nie. Dit is God se woord. Dink jy nie daar is 'n rede waarom God, wat die einde van die begin af sien, hierdie woorde gespreek het nie? Niks is sonder God se wil geskep nie, nie die hemele, ook nie die aarde of enigiets anders in die hele skepping nie. Daar moet 'n rede wees wat God vir ons hierdie lering gegee het. Dit is absoluut 'n noodsaaklike onderrig. Kom ons gaan voort met vers 22. Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk liefgehad het en homself ter wille van haar oorgegee het. Dit sê dat mans hulle vrouens moet lief hê en koester net soos Christus liefgehad het en homself vir die kerk oorgegee het. Ons moet dit doen. Al is al hierdie leringe in die Bybel vervat, omdat ons dit nie gereeld bestudeer of dit op ons harte graveer nie, is ons geneig om die standaarde te volg wat deur die mense van die wêreld gestel word. Het ons nie nodig om al die leringe van God te volg wat selfs op ons gesinne en samelewing betrekking het nie. Die Bybel sê wel dat vrouens in alles aan hulle mans moet onderwerp en dat mans hulle vrouens moet lief hê, net soos Christus die kerk liefgehad het, selfs om aan die kruis gekruisig te word. Kom ons kyk na vers 26. Sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers, wat? Ons is lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself liefhet, en laat die vrou wat doen? Sy moet haar man eerbiedig. In hul jeug het mans baie pogings aangewend om hul gesinne te onderhou. Ons moet hulle nie afskeep nou dat hulle afgetree is nie. Hoe moet ons hulle behandel sodra hulle aftree? Ons moet sê, jy het soveel opgeoffer om ons gesin te voed en te ondersteun. Kom ons glo van nou af saam in God en leef die res van ons lewens gemaklik. In die verlede, toe hy huis toe gekom het na 'n lang dag se werk, is hy verwelkom deur al die familielede wat gesê het, baie dankie vir al jou harde werk. Moenie hom nou sleg behandel net omdat hy afgetree en gevorderd is in jare nie. Mans en vrouens moet mekaar voor en na hul aftrede dieselfde behandel. Kom ons nadink weer eens, waarom het God vir ons hierdie lering in die Bybel gegee? Kom ons leef nie soos die mense van die wêreld nie.
maar stel eerder die standaard van ons lewens op grond van God se woorde. 살아갈 수 있는 여러분이 꼭 되시기를 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. As ons voortgaan met hoofstuk 6, kan ons God se leringe aangaande die verhouding tussen ouers en kinders sien. 주신 말씀이 계십니다. Efesiërs hoofstuk 6 vers 1. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, 순종하라. want dit is hoe dit hoort. Om in die Here te gehoorsaam beteken om 'n lewe van gehoorsaamheid binne 'n gemeenskaplike geloof te leef. 살라는 것이죠. Vers 2. Heer, ons moet wat? Jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lang lewe op aarde sal hê. 땅에서 장수하리라. En vaders, moenie julle kinders uithard nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. 훈계로 양육하라. Slawe, wees met vrees en bewing aan julle aardse eienaars gehoorsaam, met opregte harte, soos aan Christus, 그리스도께 하듯 하여 nie met lippediens om mense se guns te wen nie. 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말라고 했습니다. Wanneer jy werk, moenie werk om hulle bloot te wen wanneer hulle jou dophou nie, 하지 말고 maar as slawe van Christus wat die wil van God van harte doen, 단 마음이라 하면 기쁜 마음으로 terwyl julle met blymoedigheid julle diens verrig, soos vir die Here en nie vir mense nie. 우리 하나님 God het al hierdie leringe aan ons gegee, maar ons is geneig om dit te ignoreer. 좀 무시해버리고 Selfs in die wêreld, 세상 사람들의 as jy dinge net halfhartig probeer doen, sal jy uitgelaat word. 다 왕따당합니다. Almal, maak nie saak waar ons woon of watter soort mense rondom ons is nie. Ons moet altyd die eienskappe van die kinders van God vertoon. 갖고 있어야 되지 않습니까? 소금이 Sout moet nooit sy soutigheid verloor nie. 있습니다. Voer sout nie sy rol as preserveermiddel uit net wanneer dit sout bly nie. 역할을 할 수 있지 않습니까? Dis hoekom God vir ons gesê het om die sout en die lig van die wêreld te word. Of dit nou vir die fisiese of die geestelike wêreld is, ek hoop dat ons almal die kinders van God sal wees, wat die rol van die sout en die lig van die wêreld kan vervul. Kom ons gaan voort met vers 7. Terwyl julle met blymoedigheid julle diens verrig, soos vir die Here en nie vir mense nie. 이는 각 사람이 Want julle weet dat elkeen, indien hy iets goeds doen, dit van die Here as loon sal terug ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. 너희도 저희에게 이와 같이 En 하고 julle eienaars tree net so op teenoor die slawe en staak julle dreigemente, omdat julle weet dat julle en hulle Here in die hemel is, en dat hy niemand volgens die uiterlike beoordeel nie. 할민이라고 했습니다. In plaas daarvan om die woord slawerny hiertoe te pas, kan ons dit verstaan as die verhouding tussen mense van hoër en laer posisies. 내용으로 보시면 되겠습니다. Selfs as jy in hierdie tipe verhouding is, werk nie net om hulle te wen nie, maar werk asof dit wat jy doen deur God aan jou toevertrou is. 세상 어떤 상정과 더불어서 Ons God leer ons, die kinders van Sion, om heelhartig te werk. 열심히 이렇게 Maak nie saak onder watter soort meesters ons in die wêreld werk nie. 우리 시온의 자녀들에게 제시하시고 또 알려주고 계십니다. Sommige mense wonder, bepaal die gehoorsaamheid aan my meerderes werklik of ek die hemel sal ingaan of nie. Moet ek regtig my meerderes gehoorsaam? As iemand hierdie soort vraag vra, hier is hoe Jesus sou antwoord. Die Evangelie van Matteus hoofstuk 5 vers 20. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis. Wat sal nie gebeur nie? Jy sal beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Daar is 'n belangrike woord waarop ons in daardie sin moet fokus. Wat is dit? Dit is die woord beslis. Dit sê, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Almal, as ons hierdie sake miskyk deur te sê, gee God ons nie net hierdie etiese en morele leringe om ons goeie mense te maak nie. Maak dit regtig 'n verskil of ons dit doen of nie. Dit doen beslis. Die woord, jy sal beslis nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. 제 생각이 아니고 우리 하나님께서 직접 인류에게 내려주신 말씀이기 때문에 Is nie my idee of my mening nie. Dit is 'n lering direk van God, gegee aan die hele mensdom. 방향을 잡고 가는 모든 So almal van ons wat op pad is na die hemel, moet ons lewens leef volgens hierdie leringe. Kom ons word almal die sout en lig van die wêreld en lei baie siele in die arms van God. 하나님 품으로 또 인도해서
Deur dit te doen, laat ons alle eer aan God gee. Hiermee wil ek vandag se preek afsluit. Baie dankie.